Voordat ons gaan luister na die woord van die Here, kom ons sit so in. Kom ons maak net ons oë toe. Here, dit is altyd vir ons 'n voorreg om te kan worship, en is altyd vir ons 'n voorreg dat ons vrye toegang tot u genade troon het. En dit is vir ons besonder dat u elke Sondag kom en vir ons ontmoet en vir ons kom leer. En ons is honger vanmôre om te hoor wat u sê. En daarom vra ek, kom beweeg nou in elkeen van ons se lewens. Kom beweeg in ons harte in. Ek wil vra, Here, dat u alle distractions nou sal wegvat. Dat u Gees wat in ons is, ons sal help om te fokus en in te drink dit wat u sê vir ons vanmôre. En ek wil vra dat u in my en deur my sal bewerk. In Jesus naam. Amen. Ek wil vanmôre begin deur vir jou te vra of jy al ooit 'n poppespel gesien het, 'n poppekas gesien het, waar hulle met marionette werk en die marionette beheer met touwtjies, die poppe wat genoem word marionette, en die een wat die touwtjies trek, en die pop laat lewe kry en die pop laat beweeg en allerlei goed doen. Ons noem daardie persoon die poppemeester. Ek glo almal van ons het dit al of op televisie gesien, of party van ons het dit dalk al in lewende lywe gesien. Hoe werk 'n marionet, hoe lyk dit? Dalk het jy 'n marionet by die huis. Ons het so 'n marionet van Pinocchio, wat ek al baie jare het, en wat nogal vir my simboliese waarde het, En nou gaan jy vir my vra, maar hoekom vra ek vir jou oor 'n marionet vanmôre? Want ek wil 'n lyn trek na ons as mense toe, en ek wil vanmôre 'n stelling maak, dat baie van ons, as kinders van God, en as volgelinge van God, leef baie keer, of gaan baie keer deur die lewe soos 'n soort marionet, wat beheer word deur iets of iemand. En nie altyd bewus is van wat dit is wat ons beheer nie. En dit laat my dink aan wanneer 'n persoon te veel gedrink het. En almal van ons het dit al gesien. En ek dink baie het dit ongelukkig al ervaar, Wat gebeur met 'n persoon as hy 'n paar alkoholiese drankies in het? Hy is ewe skielik nie meer homself nie. Die drank begin praat, die drank begin oorneem, die drank begin as ware daardie persoon beheer. En wat ons baie keer sien, hoe meer 'n persoon drink, hoe meer inhibisies verdwyn, en dit is hoekom mense baie keer so 'n klomp verkeerde besluit is en keuses maak wanneer hulle onder die invloed van alkohol is, En hoe meer alkohol die persoon inneem, hoe meer beheer die drank daardie persoon. Nou mense, ongelukkig is dit ook waar van so baie Christene. Want so baie Christene word ook beheer deur ander goed in die wêreld. En dit is nie hoe die Here wil hê dat ons moet leef nie. Dit is nie die Here se wil vir enige een van ons nie. Niks anders behalwe die Heilige Gees is veronderstel om vir my en jou te beheer nie. As enige iets anders beheer oor ons het, dan beteken dit ons is buite die wil van God vir ons lewe. Ons ankervers vanmôre is een enkele vers wat so gewigtig is. Efesiërs 5 vers 18. And don't get drunk with wine, which leads to reckless living, but be filled by the Spirit. Hier is 'n duidelike opdrag. Don't get drunk with wine. Why? It leads to reckless living. Dis wat ons baie keer sien. Wanneer drank oorneem, dan dink mense nie meer nugter nie. Dan is mense nie meer in kontak, soos ek kan stel, met hulle faculties nie. En dan doen hulle dom goed en hulle tree op 'n manier op wat hulle baie keer laat skaam kry na die tyd, en hulle maak baie keer verkeerde besluite en inhibisies
verdwyn. Mense raak roekeloos wanneer hulle onder die invloed van alkohol is. Maar die kontras is nou hier so, but be filled by the Spirit. So die beeld wat Paulus hier gee is, net soos wat 'n persoon wanneer hy drink en die drank heeltemal oorneem, dit is wat moet gebeur met my en jou. Ons moet so vol van die Gees word, dat die Gees as ware vir ons oorneem, en die Gees ons as ware sal beheer. En het is so interessant dat hierdie vers wat sê, but be filled by the Spirit, dit is nie 'n eenmalige gebeurtenis wat hiervan gepraat word nie. Dit staan in die tens wat vir ons sê dat dit voortdurend plaasvind, dit hou aan plaasvind. So ek moet voortdurend beheer word deur die Heilige Gees. I must be filled by the Spirit continuously. Dis die idee wat ons hier kry. Nou kom ek gee gou vir jou 'n praktiese voorbeeld waarvan ons eintlik hierso praat, nê. Ek het dit al so baie gebruik. Ons het nou die voorbeeld gehad van die marionet, maar ek wil vir jou 'n voorbeeld gee wat vir my hierdie vers baie mooi verduidelik en die beheer van die Heilige Gees baie mooi verduidelik. Ek weet nie of jy al ooit hierdie twee-sitplek vliegtuigies gesien het waar hulle 'n persoon leer om 'n vliegtuig te vlieg en 'n loods te word nie. Maar in elk geval, in hierdie twee-sitplek vliegtuigies is daar by al twee die sitplekke is daar die stuurstang en al die kontroles wat die vliegtuig kan beheer, nê. En die instrukteur leer die ander persoon hoe om te vlieg, maar albei van hulle se hande kan nie gelyktydig op die stuurstang wees nie. As die instrukteur sy hande op die stuurstang het, dan moet die een wat leer sy hande wegvat. En as die een wat leer sy hande op die stuurstang sit, dan vat die instrukteur sy hande weg. Albei kan nie gelyk die vliegtuig beheer nie. En dit gee vir my die beeld van, om dit mooi te verstaan, van hoe dit veronderstel is om te wees in my en jou lewe, en hoe dit ook werk, nê. Dat wanneer ek en jy tot bekering kom, wanneer ons wedergeboorte plaasvind, dan kom die Heilige Gees in ons lewe in, hy word uitgestort in ons harte in, ons ontvang die Heilige Gees. Maar dit beteken nie die Heilige Gees is in beheer van ons lewe nie. En by wyse van die voorbeeld wat ek gebruik het, die Heilige Gees kom klim binne in my lewensvliegtuigie in, maar op daai stadium is my hand nog op die stuurstang en beheer ek nog die lewensvliegtuig. En wat ek moet doen is, ek moet my hand wegvat, en die oomblik as ek my hand wegvat, dan neem die Heilige Gees oor. En nou wat so kenmerkend is van ons lewe, nê, dan is ons in fases wat ons die Heilige Gees beheer gee oor ons lewe, en by wyse van spreke, as jy nou in die vliegtuig vlieg, en dan ewe skielik sien jy hier kom 'n berg, en die berg kom al hoe nader, en dit lyk of die berg gaan vasvlieg, en ewe skielik vat die ou weer die stuurstang, en dan los die instrukteur weer sy hande, en vat weg. En dis wat ek en jy baie keer doen. Daar's hierdie stryd, ons gee beheer vir die Heilige Gees, en dan vat ons beheer terug. Ons gee beheer vir die Heilige Gees, en ons vat beheer terug. En dit laat my dink aan hierdie vers. Dit is vir my 'n verduideliking wat my hierdie vers laat verstaan. Dat wat die Here vir ons sê, dat ons op 'n punt moet kom, nê, waar ons letterlik voortdurend die beheer oorgee aan die Heilige Gees. So vandag as ons hieroor praat, en julle kom agter ons praat oor beheer, dan is daar 'n baie groot vraag, en dit is ook ons tema vanmôre, wat ek en jy moet antwoord, en dit is, wie of wat beheer jou? Dit is nogal 'n gewigtige vraag. Wie beheer jou? Wie of wat beheer jou? Jy sien, daar's altyd 'n keuse. Daar's altyd 'n keuse oor wat of wie ons gaan toelaat om beheer oor ons lewe te hê. En saam met dit is daar ook gevolge van wie ook al in beheer is,
sal sekere gevolge in my lewe hê. So ek en jy moet kies, en soos hierdie teks vir ons sê, but be filled by the Spirit voortdurend. Dis 'n keuse wat ek en jy voortdurend moet maak. Dis amper 'n keuse wat ek en jy elke dag moet maak. Wie is in beheer van my lewe? Vir wie gaan ek toelaat om my lewe te beheer? En ons moet kies. En die eerste groot keuse wat ons maak, en dis die ding wat ek en jy moet besef, ons moet altyd kies tussen die wêreld versus die Heilige Gees. Die twee staan teenoor mekaar. As jy kies vir die wêreld, gaan die dinge van die wêreld jou beheer. As jy kies vir die Heilige Gees, gaan die Heilige Gees jou beheer. Dis wat ons teks sê. Die teks gee die voorbeeld, Efesiërs 5:18, and don't get drunk with wine which leads to reckless living, but be filled by the Spirit. Die kontras tussen drank en die Heilige Gees. Die drank verteenwoordig die wêreld, die Heilige Gees staan op sy eie. En ek en jy het hierdie voortdurende keuse. Wie gaan ons toelaat om ons te beheer? Gaan ons toelaat dat die wêreld en die dinge van die wêreld ons beheer, ons as te ware ons lewensvliegtuig vlieg, of gaan ons toelaat dat die Heilige Gees ons beheer? So kom ons vra gou vir mekaar, wie en wat is die goed wat ons kan beheer? Ek dink een van die groot goed wat baie kinders van die Here beheer, en baie mense beheer, sonder dat hulle bewus is daarvan, is vrees. Vrees is 'n ding wat so aktief is in so baie mense se lewens, nê? En dit maak dat mense sekere besluite neem uit vrees, of sekere dinge doen, of nie doen nie uit vrees. Geld is 'n ding wat so baie mense beheer. Greed, die gierigheid om net meer geld en meer geld en meer geld te kry, nê? Besittings is 'n ding wat jou, ek wil net hê, en ek wil net hê, en ek wil net hê, nê? Status, om belangrik te wees en raak gesien te word, is 'n ding wat mense kan beheer. Mense se opinies, baie mense struggle met hierdie een, waar hulle as ware beheer word deur wat ander mense dink en deur wat ander mense sê. Sukses. Dis 'n ding wat ook mense kan beheer, die dinge smag na sukses en die dryf na sukses, En dan 'n ding wat geweldig baie mense beheer is power, mag. Om power te kan hê, om mag te kan hê, en om mag te kan hê oor mense en in magsposisies en in gesagsposisies te wees. En mense streef baie keer dit na. En dan is daar 'n ander ding wat mense kan beheer, wat die Here eintlik gegee het, wat so goed en mooi is, en dis seks, Baie mense kan beheer word deur seksuele drange. En party mense word beheer deur die behoefte om aandag te kry, om altyd in die middelpunt van die aandag te wees, the center of the attention te wees, om altyd belangrik en te wees en raak gesien te word. En dan mense, is daar so iets soos spirits wat jou kan beheer. Nou kom ons sê net gou vir mekaar, 'n kind van God kan nie indwel word deur 'n demonic spirit nie. Dit is onmoontlik, want die Heilige Gees deel nie sy wonings, ons hart, met 'n unclean spirit nie. Maar wat wel kan gebeur, demonic spirits kan van buite af 'n invloed op ons lewe hê. Demonic spirits kan jou as ware partykeer oppress. En baie van hierdie goed wat ons genoem het, op sigself is dit nie noodwendig demonies nie, maar hoe meer jy daarmee omgaan en maak jy jouself oop dat die duiwel in jou lewe kan werk. Byvoorbeeld vrees. Vrees is 'n normale ding, maar wanneer dit te erg raak en jy begin beheer, dan maak dit jou oop vir die invloed van die spirit of fear, en dan begin die spirit of fear beheer oor jou lewe kry. Geld is 'n ding wat die Here vir ons gegee het om te gebruik, en ons almal het geld nodig. Maar wanneer geld vir my te belangrik word, en ek begin greedy raak, dan maak ek my oop vir die duiwelse werking. En so kan ons aangaan, daar is soveel van hierdie goed wat op die ou einde as ware spirits attract na ons toe, wat die duiwel attract na ons toe. So op die ou einde, wat ook kan gebeur, in plaas van dat die Heilige Gees volkome beheer in my lewe het, begin van hierdie magte
beheer oor my lewe het. En ek weet, as ek dit sê, is daar mense wat nie daarvan hou nie, wat dit ontken, wat dit nie wil erken nie, maar dit is baie duidelik. Hoekom sal die Here vir ons sê, staan die duiwel teen, hy sal van jou wegvlug? Die duiwel is agter my en jou aan, en hy soek 'n deur om in te kom in my en jou lewe, en om te kan werk in jou en my lewe. En baie van hierdie goed gee die duiwel as het ware legal right om te werk in my en jou lewe. En die slegte ding van al hierdie goed wat ons genoem het, en daar is nog soveel meer, nee, al hierdie wêreldse goed het 'n geweldige negatiewe invloed op mense lewe. Dit kan die hele rigting van jou lewe bepaal, dit bepaal jou keuses, dit het 'n invloed op jou verhoudings, en dit het ultimately 'n invloed op jou verhouding met God. En wanneer jy toelaat dat enige van hierdie goed jou beheer, as jy begin toelaat dat geld die groot ding word in jou lewe, en al wat jy doen is jy jaag geld na, of jy jaag sukses na, of alles gaan oor power, en alles gaan oor seks, of jy moet altyd die middelpunt van die belangstelling wees, of wat ook al, nee, dan gee jy die duiwel reg om te werk in jou lewe. Jy maak die deur vir hom oop en sê vir hom letterlik, hier is ek, have me. En moenie 'n fout maak nie. Die duiwel sal daai geleentheid gebruik, want hy soek 'n inkomkans in my en jou lewe. En hy kan elkeen van hierdie goed gebruik om 'n grip op my en jou lewe te kry. En dit is baie gevaarlik. Dit is bitter gevaarlik. En wat uiteindelik gebeur, wanneer die duiwel deur hierdie goed sy grip op ons lewe begin kry, nee, is ek raak verblind. Ek besef nie waarmee is ek besig nie. Ek besef nie wat is eintlik besig om my te beheer nie. En wanneer iemand dit uitwys vir my met goeie bedoelings en met liefde en met waarheid met my spreek, dan raak ek offended en ek staan op my agtervoete en ek maak daardie persoon sleg, want dan hoef ek mos nie te luister nie. Mense, dis nie wat die Here wil hê nie. Die Here wil hê dat ek en jy beheer sal word deur die Heilige Gees en nie deur die dinge van die wêreld nie. Dit is God se wil vir my. Dis hoekom hy sy Gees in my en jou lewe uitgestort het. Die Heilige Gees woon in my en in jou as ons wedergebore kinders van God is. En hy wil hê ons moet die beheer van ons lewe vir hom oorgee, maar ongelukkig baie van ons leef ignorant en ons ignoreer die Heilige Gees. En in plaas van om die beheer vir hom te gee, maak ons wat ons wil en ons doen wat ons wil en ons stap ons eie pad. En mense, dit bring ons by die tweede keuse wat daar is. Daar's 'n keuse tussen chaotiese gevolge versus 'n vrugtevolle lewe. Jy sien, wanneer enige van hierdie goed jou beheer wat ons genoem het van buite die Heilige Gees, nee, en wanneer die duiwel begin deur hierdie invloed op jou lewe te hê en jou te begin kontrol, nee, dan kom daar chaotiese gevolge in my en jou lewe. Daar kom goed wat lelik is uit my en uit jou maar die teenoorgestel is waar wanneer die Heilige Gees ons beheer, dan verander dit. Kom ek sê gou vir jou, nee. As jy deur die Heilige Gees beheer word, gaan daar 'n vorm van seën in jou lewe wees. Dit beteken nie noodwendig altyd alles sal goed gaan met jou nie. Dit beteken nie dat daar gaan nooit drama wees nie. Dit beteken nie dat gaan nooit slegte goed met jou gebeur nie, maar te midde van dit alles gaan daar 'n stuk seën en 'n stuk vrede in jou lewe wees. Maar wanneer enige van hierdie ander goede invloed op jou lewe het en jou lewe beheer, dan bring dit chaos in jou lewe. Dit bring drama, dit bring swaar kry ensovoorts. Kom ons kyk wat sê Galasiërs 5 vers 19-21, wat vir ons dit baie mooi stel. Now the works of the flesh are obvious, nee. En die works of the flesh is verteenwoordiging van die dinge van die wêreld ook, nee. Sexual immorality, moral impurity, promiscuity, idolatry, sorcery, hatreds, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambitions, dissensions, factions, envy, drunkenness, carousing, and anything similar.
I am warning you about these things as I warned you before, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Hier sien ons wat is die gevolge van as enige van hierdie goed ons lewe begin beheer, nee. Dit val my dadelik op as ek lees strife and jealousy and outbursts of anger and dissensions and factions and envy. En dan dink ek, ons sien dit so baie in die wêreld vandag. Ons sien dit baie keer in 'n kerk van Jesus Christus. So dis die resultaat van kinders van God wat nie beheer word deur die Heilige Gees nie, maar beheer word deur goed van die wêreld of deur die duiwel. Jy sien, wanneer jy beheer word deur enige iets of enige iemand anders as die Heilige Gees, dan het dit devastating gevolge in jou lewe. En kom ek sê vir jou, een van die groot goed wat in jou lewe gaan gebeur, jy gaan nooit vrede hê nie. Jy gaan nie innerlike vrede hê nie, dit gaan jou vir ewig ontwyk. En ultimately sal nie net jou verhouding met ander mense skade ly nie, maar jou verhouding met God sal skade ly. En jy sal powerless leef. Maar wanneer die Heilige Gees beheer oor jou lewe het, nee, dan is die resultaat daarvan, dit is goed en dit is mooi, dit beïnvloed jou lewe op 'n goeie en op 'n positiewe manier en jou verhouding met God groei en dit beïnvloed ook jou verhouding met ander mense. Galasiërs 5:22-23 sê, but the fruit of the Spirit, en the fruit of the Spirit kom nie wanneer die Heilige Gees nie in beheer is van jou lewe nie. Dit kom slegs hoe meer die Heilige Gees jou lewe beheer. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The law is not against such things. Dis die gevolge daarvan as die Heilige Gees jou lewe beheer. So, dit bring ons by daai keuse, kies ek 'n chaotiese lewe, of kies ek 'n vrugtevolle lewe? Hoe dom is dit om 'n chaotiese lewe te kies? Maar jy sien, die duiwel kom sê nooit vir jou, as jy die ding kies, of as jy daai ding kies, dis wat eventually met jou gaan gebeur nie. Nee, hy bedrieg jou. Hy wil vir jou sê, dat as jy al die geld het, dan gaan jy so gelukkig wees. As jy die middelpunt van die belangstelling is, en alles gaan oor jou, dan gaan jy gelukkig wees. As jy in 'n mansion bly, en die regte karre bly, en al die status het, dan gaan jy gelukkig wees. Dis die goed wat hy vir jou, hy bedrieg jou, hy's 'n con artist, hy's 'n bedrieër, hy's 'n leienaar, hy gaan nooit vir jou sê, wat die konsekwensies is, maar die slegte is, die konsekwensies van as daardie goed my in jou lewe beheer, dan bring dit chaos in ons lewe, dit bring swaar kry, dit bring struggle, dit verhinder seën. Maar die teenoorgestelde is waar, wanneer die Heilige Gees ons beheer, dan bring dit seën en dit bring vrede. En soos ek gesê het, dit beteken nie alles gaan altyd goed gaan met jou in jou lewe nie, maar jy sal selfs binne die struggles van jou lewe God se presence ervaar, en jy sal selfs binne die struggles van jou lewe seën ervaar. Dit maak nie heeltemal sin nie, maar jy sal dit ervaar wanneer die Heilige Gees jou lewe beheer. En dit bring ons by die derde keuse wat ons het, nee, die keuse tussen om 'n lewe te lei wat 'n struggle is teen 'n lewe wat power het. Stryd versus krag, struggle versus power. En te veel van ons as kinders van die Here leef sonder enige geestelike power. Ek praat nie hier van power in die wêreld nie, ek praat nie van mag en gesag in die wêreld nie, ek praat van geestelike gesag, spiritual authority. Te veel kinders van die Here leef sonder power. Te veel kinders van die Here ervaar life as a struggle, a never ending struggle. En ja, kom ons sê vir mekaar, die lewe is nie altyd maklik nie. En hoe nader ons aan die einde kom, hoe meer goed is daar wat die lewe vir jou moeilik kan maak. Maar die punt is, as die Heilige Gees jou lewe beheer, sal jy binne in daardie goeie selfs krag beleef, krag om te cope, krag om aan te gaan, krag om die regte keuses te maak. Maar wanneer die Heilige Gees jou nie beheer nie, is jy powerless. Jou lewe is 'n struggle. Dit gaan van die een ding na die volgende ding, na die volgende ding. Dit voel vir jou asof jy kom nooit regtig waar jy wil wees nie. Jy sien, wanneer die Heilige Gees jou lewe beheer,
dan staan die Heilige Gees op in jou lewe en dis dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, sê die woord vir ons, nê. En jy sal ervaar hoe jou gebede krag het. Jy sal ervaar hoe die Heilige Gees in sekere situasies in jou beweeg en net oorneem. Jy sal ervaar hoe jy goed kan doen wat jy nie gedink het jy sal ooit kan doen nie. Jy sal net ervaar dat life is different, ten spyte van al die goed wat om ons gebeur en baie keer met ons gebeur. Luister, wat sê in Handelinge oor wat gaan gebeur wanneer die Heilige Gees oor die disippels sou kom. But you will receive power when the Holy Spirit has come on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Dis daardie disippels wat weggehardloop het en weggekruip het, toe Jesus Christus gevangen geneem is, nee. Dis dieselfde disippels wat op die ou einde die evangelie die wêreld ingevat het, toe die Heilige Gees oor hulle gekom het. Petrus wat Jesus verloon het, was die een wat op Pinksterdag die eerste groot bekeringspreek gehad het en 3000 mense het tot bekering gekom. Dis nie goed wat uit hulle self uitkom nie. Dis wat gebeur het toe die Heilige Gees oorgeneem het. En dis dieselfde wat met my en jou gebeur. Wanneer die Heilige Gees ons lewe beheer, is ons in staat tot soveel meer. Dit gee ons geestelike krag. Dit laat ons goed doen wat ons nie gedink het ons in staat is om te doen nie. En die Here begin ons gebruik en die Here werk deur ons en die Here doen goed in ons en deur ons. En ons lewe 'n ander soort lewe. Ja, partykeer is daar struggles, partykeer is daar swaar kry. Maar te midde van dit sal jy beleef dat die Here teenwoordig is. Sal jy die beheer van die Heilige Gees ervaar. Jy sien wat gebeur wanneer die Heilige Gees jou beheer en jy daai geestelike autoriteit, jy daai geestelike power, dan gaan jy nie so maklik mislei word nie. Jy gaan nie so maklik val vir die schemes van die wêreld nie. Ons het nou die dag gepraat daaroor hoe versigtig moet ons wees vir misleiding en decepsie, nee. Ons moet so versigtig wees veral in die tyd waarin ons leef. En te veel kinders van die Here val so maklik vir allerhande goeters en glo dit as die waarheid. Maar die oomblik as die Heilige Gees regtig in beheer van jou lewe is, dan gaan jou geestelike oë oop. Jy kan begin onderskei, jy kan goed sien vir wat dit regtig is. Onthou, wanneer jy onder beheer is van al die ander goed, verblind die duiwel jou. Jy het nie onderskeiding nie, daarom val jy vir so baie goed. Maar die oomblik, as die Heilige Gees regtig jou lewe beheer, dan kan jy onderskei. En dan kan jy sien, wat is waar en wat is nie waar nie. Wat is reg en wat is nie reg nie, wat is goed en wat is sleg. En jy kan onderskei en die Heilige Gees help jou om te onderskei en die Heilige Gees gee vir jou wysheid om die regte besluite te neem. Ja, die duiwel kan ook vir jou klomp leuns kom vertel en op die ou en vir jou sê, dis die Here wat vir jou sê om te onderskei. Ons het dit al so baie gesien en as kinders van God het ons dit al baie ervaar hoe hierdie goed, want die duiwel doen hom voor as 'n engel van die lig, nê. Maar kom ek sê vir jou, as die Heilige Gees genuine in jou lewe beheer, sal jy weet wanneer dit hy is wat jy sê. Daar's 'n Joyce Meyer, weet ek, sê altyd 'n ding, sy sê, ek weet wat ek weet wat ek weet, en dis 'n ding wat ek ervaar in my lewe. Daar kom tye wat jy net, you know what you know what you know. Jy wonder nie daaroor nie, jy twyfel nie daaroor nie, jy weet net, dit is asof die Heilige Gees vir jou daai sekerheid gee, dis hoe dit is. Jy chat jouself nie in en dan kom vrede saam met dit. En dis die power. En God wil hê dat ek en jy verskil moet maak in die wêreld. Ons is deel van sy liggaam. Maar sonder die Heilige Gees kan ons nie. Sonder die Heilige Gees gaan ons nie die krag hê om die verskil te maak nie. Maar met die beheer van kom ek sê dit so, onder die gesag van die Heilige Gees, onder die beheer van die Heilige Gees, kan God my en jou amazing gebruik in hierdie lewe. So hoekom sal ons kies om onder beheer te wees van die wêreld en nie onder die beheer van die Heilige Gees? Kan ek jou die antwoord gee, want ek dink partykeer dit gebeur geleidelik. Ek dink ons sit partykeer, ons
ons toon in die water waarin ons nie moet speel nie. En dan gaan ons voet in, en dan gaan ons been in, en naderhand gaan ons hele lyf in. Het is nie asof ek een oggend opstaan en sê, die duiwel, hier is die beheer van my lewe nie. Dit gebeur so subtiel. Ek val so stukkie vir stukkie vir stukkie. En hoe meer ek hier verval, hoe minder beheer is die Heilige Gees. En op die ou einde neem hierdie goed oor. So, as ons vir mekaar vra, wat beheer jou net, dan wat ons daarmee saam moet sê, is, daar's altyd keuses om te maak. Ons kan kies tussen die wêreld versus die Heilige Gees. Of ons kan kies tussen om chaotiese gevolge in ons lewe te hê, of vrugtevolle lewe te hê. Of ons kan kies 'n lewe van stryd en struggle, of 'n lewe van power. So kom ek vra vir jou vanmôre, en dis 'n vraag wat ek moet antwoord, dis 'n vraag wat jy moet antwoord op hierdie Pinksterdag, waar ons die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. Wie trek jou touwtjies? Wat trek jou touwtjies? Wie is dit, of wat is dit wat die ultimate power in jou lewe het? Jy mag dalk sê dis God, jy mag dalk sê dis die Heilige Gees, maar is dit regtig? Dis die vraag wat ek en jy moet antwoord. Wie is jou puppet master? Om die beeld te gebruik wat ek in die begin gegee het. As ek die ander beeld gebruik van die vliegtuigie, kom ek vra vir jou, wie sit agter die stuur van jou lewe? Van jou lewensvliegtuigie? Wie sit die meeste van die tyd agter die stuur van jou lewensvliegtuig? In wie se hand is die stuurstang van jou lewensvliegtuig vandag? In jou hand? Of in die Heilige Gees se hand? Wie of wat het beheer oor jou lewe gekry? Mense, dit is ernstige vrae. En dis moeilik om dit te erken. Dis moeilik om eerlik hieroor te wees, want nie een van ons wil erken dat ons toegelaat het dat enige van hierdie goed ons begin beheer het nie. Nie een van ons wil erken dat vrees ons begin beheer het, of status, of geld, of greed, of wat ook al ons begin beheer het nie. Maar die probleem is, ons kan nie groei, en ons kan nie verander, voordat ons dit erken nie. Ons oë moet oopgaan, en ek weet dat die duiwel sal alles in sy vermoë probeer, om jou verblind te hou, sodat jy nie sal raak sien nie. En daarom moet ek en jy hoor dat as die Here met my en jou hieroor praat vandag, dan is dit nie om ons oor die vingers te tik nie. Dit is nie om vir my en jou te beskuldig nie. Dit is nie om vir my en jou te veroordeel nie. Dit is om vir jou en my te sê, daar's 'n beter lewe as die een waarmee jy besig is. Die Here wil ons nie veroordeel nie, hy wil ons vrymaak. Maar ek moet eerlik wees, en ek moet bely, en ek moet breek met die goed wat mag het oor my lewe. En dan moet ek myself oopmaak vir die Heilige Gees, en ek moet myself oopmaak vir die werking van die Heilige Gees. Die feit dat hy in jou lewe is, beteken nie hy beheer jou lewe nie. Hy gaan nie hom afforceer op jou nie. Jy gaan moet klein word, en jy gaan sy beheer moet soek, en jy gaan hom moet toelaat om jou lewe te beheer. Jy moet nederig wees, jy moet afhanklik wees. En ek en jy moet elke dag van ons lewe kies om die beheer vir die Heilige Gees te gee. En kom ek sê vir jou so, wanneer ons dit doen, jy sal nooit, maar nooit spyt wees nie. Die duiwel wil vir jou vertel, jy lose baie as jy dit doen. Nee, jy gain baie. Daar mag dalk 'n oomblik vir jou lyk, as jy na ander mense kyk, dan lyk dit, hulle gain baie. Maar op die lange duur sal jy sien wie is die een wat gewen het, en wie is die een wat verloor het. Wie is die een wat regtig die mooi ontvang het, en wie is die een wat die sleg gekry het, uit die keuses wat hulle gemaak het. So hier is die vraag vir my en jou. Wie of wat beheer jou lewe? Dalk kan jy die vraag dadelik antwoord. Dalk is dit nodig dat jy na jou lewe gaan kyk en sê, hoe lyk my lewe? Wat gaan aan in my lewe? En dalk as jy al hierdie chaos begin sien, dan sê jy, oh boy, dis nie 'n vrugtevolle lewe nie. Dit beteken iets is in beheer en dis nie die Heilige Gees nie. En dan vir die Here vra, wys my wat dit is wat ek beheer oor my lewe gegee het.
En glo vir my, as jy vir God vandag vra, openbaar aan my, wys vir my, wat dit is wat ek beheer gegee het oor my lewe, wat maak dat ek hierdie struggles het, wat maak dat dit so gaan, wat maak dat my verhouding met U nie is wat dit veronderstel. Hy sal dit vir jou wys. 100%, jy sal net met oop wees daarvoor, vir wat hy vir jou gaan wys, want dalk gaan jy nie hou van wat jy sien nie. Maar hoekom sal hy dit vir jou wys? Want hy wil jou vry maak. En hy wil jou nader trek aan hom, en hy wil ek en jy moet close met hom leef, want dis waar joy is. Dis waar peace is. Dis waar die vrugtevolle lewe is. En kom ek sê vir jou, moenie 'n vrugtevolle lewe met sukses verwar nie. Die twee goed is nie dieselfde nie. Wêreldse sukses is nie noodwendig 'n vrugtevolle lewe nie. Daar's baie mense wat geen sukses op hierdie wêreld het nie, wat geen status het nie, maar wat amazing, fruitful lives het. Want hulle leef naby die Here en hulle leef onder die beheer van die Heilige Gees. En dan is daar net so baie mense wat al die sukses het, wat al die status het, wat al die aansien het, maar dit nie 'n vrugtevolle lewe nie. Daar's nie regtig joy nie. En dis die ding wat die duiwel nooit vir jou sê nie. Geld gaan jou nie joy bring nie. Besittings gaan jou nie joy bring nie. Sukses gaan jou nie joy bring nie. Aansien gaan jou nie joy bring nie. Aandag gaan jou nie joy bring, et cetera. Die enigste ding wat jou blywende vreugde sal gee ten spyte van die storms van die lewe, is God, is die Heilige Gees. Dit is so dom om te kies om onder beheer te wees van al die ander goed. Dit is so dom om my en jou lewe oop te maak, sodat die duiwel beheer oor ons lewe kan kry op een of ander manier. Maar ons doen dit. Want ons is hardkoppig. Ons dink die Here wil ons joy en die lekker van die lewe steel. Hy wil presies die teenoorgestelde doen. Hy wil juist vir ons die mooi gee. Ons Vaderhart het 'n hart vol liefde vir my en jou, wat vir my en jou die beste wil gee. Maar partykeer laat ons hom nie toe nie. Want partykeer is ek so onder beheer van enige van hierdie ander goed, dat hy my nie kan sien nie. En dan gaan hy my versterk in my kwaad. So mense, kom ek vra weer vir jou. Wie of wat beheer jou lewe? Wie sit, of in wie se hand is die stuurstang van jou lewensvliegtuig? Gaan dink hieroor. Kom ons werk hiermee. Kom ons vra vir die Here, kom ons wees eerlik. Dis maklik om vanmôre se boodskap te vergeet. Dis maklik om jy klaar te maak en dan gaan jy maar net weer aan. Maar dan lose jy. Maar as jy hiermee gaan werk, en die Here openbaar vir jou goed, dalk is dit nog nie volkome beheer, maar dalk is jy op die pad van dat hierdie goed jou lewe gaan beheer, en dan kom sê die Here vir jou, dis die ding, en jy stop, en hy maak jou vry. God, die Heilige Gees, woon binne in jou, en woon binne in my as wedergebore kind van God. Ons is tempels van die Heilige Gees. Besef jy watter voorreg dit is? So kom ons kies om elke dag van ons lewe, die beheer van ons lewe, vir God die Heilige Gees te gee. Kom ons maak ons so toe. Seer sekerlik, Here, verdien nie een van ons dat U Gees in ons woon nie. Maar in genade het U dit so gewil, dat wanneer ons U leer ken, kom woon die Gees in ons hart. Is U God met ons, God in ons, God by ons, is ons nooit sonder U teenwoordigheid nie. Baie dankie daarvoor. Maar Here, almal van ons, by tye ignoreer die Heilige Gees. Almal van ons laat by tye toe dat ander goed invloed op ons lewe hê en ons lewe beheer. Party van ons is dalk in 'n situasie waar hierdie goed ons lewe oorgeneem het. Ander van ons is dalk op pad daarna toe. Ander van ons is dalk besig om net so te begin speel met dit. En dit lyk vir ons aanloklik. My gebed vanmôre, Here Jesus, is deur die Gees. Waarsku ons, wys vir ons
alert ons en wys vir ons wat dit is wat beheer oor ons lewe wil kry of reeds het. En gee vir ons die grootheid om regtig dit te erken en daarmee te deel, om humble en klein te wees. Here Jesus, my gebed is dat elkeen wat my stem hoor vandag en elkeen in ons gemeente onder die beheer van die Heilige Gees sal begin leef. Dat ons gemeente beheer sal word deur die Heilige Gees. Daarom vra ek o Gees van God, staan op in elkeen van ons en vat die skille voor ons oë weg. Vat die verblindheid weg. Vernietig die offens wat in so baie harte lewe. En help ons om eerlik te wees. En help ons om elke dag beheer vir U te gee. En om klaar te maak met die goed van die wêreld. Dat hulle ons nie sal besit en beheer nie, maar dat ons dit sal besit en beheer. Partykeer speel mense met hierdie goed, Here, soos mense met drank speel en sê, maar die drank sal niks aan my doen nie. En naderhand raak hulle afhanklik van die drank. En so baie keer doen ons dit ook met hierdie goed van die wêreld. Ons speel daarmee. Tot ons vingers verbrand. Tot dit power oor ons kry. My gebed is dat U dit vir ons sal openbaar, elkeen van ons, wat dit is wat power oor ons het, wat dit is wat beheer oor ons het. En dat U ons sal help, dat ons absoluut onder die beheer van die Heilige Gees sal leef. En ek wil vra, Here, dat ons fruitful lewens sal hê. Wat sal vrugte dra wat U sal verheerlik. Dankie dat U vir ons kom ontmoet het vandag. Ek bid nou die seën en die beskerming oor elkeen af in hierdie week. In Jesus naam alleen. Amen.